Die regering sê die nasionale kreurwildtuin se naam bly soos dit is en die Pretoria se Hooggeregshof sal op 27 en 28 Oktober die geskil oor die openbare bekendmaking van matriekuitslae aanhoor. Goeiedag, my naam is Dian van der Berg. Baie welkom by jou Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Die regering sê die nasionale kreurwildtuin se naam bly soos dit is en daar is nie enige planne om dit te verander nie. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing het in 'n verklaring kommentaar gelewer nadat die Mpumalanga wetgewer in September 'n mosie van die EFF aanvaar het om die kreurwildtuin se naam na die Skukuza Nasionale Park te verander. Verskeie organisasies is teen die naamsverandering gekant en die burgerregte organisasie AfriForum het 'n petisie opgestel om te verseker dat die park se naam onveranderd bly. Die departement sê geen kennisgewing is in die staatskoerant gepubliseer nie en geen wysiging is aangebring aan die wetgewing wat die naam beskerm nie. Die ANC in Gauteng sal opposisiepartye moet oortuig om die premier Panyaza Lesufi in sy pos te hou. Lesufi se toekoms is in gedrang nadat die DA 'n mosie van wantroue teen hom ingestel het. Die mosie volg nadat die openbare beskermer in 'n verslag bevind het dat die Amapanyaza misdaadvoorkomingseenheid onwettig in die lewe geroep is. Die DA het 41 stemme nodig vir die mosie om te slaag. Die party se leier in Gauteng, Solly Msimanga, sê indien Lesufi verwyder word, sal hy hom vervang. Weermagtoerusting van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het vanuit die Demokratiese Republiek die Kongo na die land teruggekeer. 3 Suid-Afrikaanse lugmag AREX helikopters het reeds by die Waterkloof lugmagbasis geland na maande van kommer en onsekerheid. Dit volg nadat die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap sy ontplooiing in die DRK beëindig het. Die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, Prins Chabalala, sê pad- en bootvervoer is gebruik om die toerusting terug te bring. Die Hooggeregshof in Pretoria sal eerskomende Maandag en Dinsdag die geskil oor die openbare bekendmaking van matriekuitslae aanhoor. Die burgerregte organisasie AfriForum is een van die partye wat ten gunste van die publikasie van matriekuitslae is. Die stryd het in 2022 begin toe die Departement van Basiese Onderwys probeer het om die openbare bekendmaking daarvan te verbied. 'n Vorige uitspraak in 2025 het egter bepaal dat die uitslae in die openbare belang is en dat die gebruik van eksamenommers die privaatheid van leerders beskerm. En Lesotho se Socialist Revolutionaries Party het voorgestel dat die buurland as 10de provinsie by Suid-Afrika ingelyf moet word. Die SR-party se leier, Tibogo Moyapela, glo dat dit die enigste manier is om Lesotho se ekonomiese en migrasieprobleme as ook sy afhanklikheid van Suid-Afrika op te los. In die tussentyd het die land se ander party, die Basotho Action Party, met 'n petisie begin om paspoorte tussen die twee lande geskraap te kry, sodat burgers slegs met ID's oor die grens kan beweeg. Lesotho se minister van Binnelandse Sake, Lebona Lepema, het tot die gesprek toegetree en gesê dat die buurlande reeds besig is om aan die migrasiemodel te skaaf en Suid-Afrika bedank vir die verlenging van vrystellingspermitte vir Basotho burgers wat in Suid-Afrika woon en werk. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM op die 24ste Oktober 2025 van my Dian van der Berg. Totsiens.